Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is heiliglik besig met 'n reeks genaamd Intimiteit met Jesus en hier is episode 6 in hierdie reeks. En ek weet nie van jou nie, maar hierdie is vir my life changing. En sonder om te veel dinge te herhaal, wil ek ons net gou weer herinner aan hoe het ons nou gekom waar ons nou is. Die eerste teks was die baie bekende Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, en hier's die kruks, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. En ons moes onsself afvra, wat is ewige lewe volgens Jesus se definisie? Want dit is nie om vir ewig te lewe nie. Almal gaan vir ewig lewe. Wat is ewige lewe? Waarvoor het Jesus gekom? Waarvoor is hierdie ewige lewe? En ons kry Jesus se definisie in Johannes 17 vers 3 waar hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Ewige lewe is om God en Jesus te ken. En ons het ook bevestig deur ander skrifte, dat hierdie kennis nie net blote kopkennis is nie. Dis nie net 'n klomp feite wat jy in jou kop het nie, maar wat opgedoen word deur verhouding, deur intimiteit en deur die woord. Dis kennis wat kom deur tyd saam te spandeer en vrae te vra, antwoorde te kry en intense gesprekke te voer met God en met Jesus. En dis wat Jesus vir ons sê in Johannes 3:16, dis waarvoor Abba Vader hom uit liefde gegee het, sodat ons vir God en vir hom so kan leer ken, intiem en intens. Jesus het nie net gekom om ons sondes te vergewe nie, en ek maak dit glad nie af as niks nie, dis super belangrik, maar hy het soveel meer as dit kom doen. Jesus self sê, hy het gekom sodat ons God kan ken, sodat ons kan weet wie en wat is liefde, want hy is liefde, en as ons hom sal ken, sal ons liefde ken, en as ons intiem was met liefde, kan ons liefde wees. Dan het ons gister begin kyk na 'n ander been van hierdie verhouding, en dit is dat Jesus dit vir ons kom moontlik maak het, om weer in ons skepingsdoel, ons Genesis bloudruk as jy wil, te leef, na die beeld en die gelykenis van God. Ons kan nou in hierdie lewe soos Jesus lyk, nou, binne in hierdie stikkende wêreld. Ons kan die liefde van God uitleef, nou, want ons dra sy beeld en sy gelykenis. Jesus het dit in ons kom herstel en moontlik gemaak. En is hier waar baie mense gaan sê, dis onmoontlik. Hy was Jesus, hy was God, ons kan nie soos hy leef nie. Wel, dit mag dalk ons antwoord wees, want dis nie wat die skrif sê nie. En voor jy sommer net hierdie boodskap afsit en my delete van jou foon af, luister net saam met my en journey net saam met my deur die woord en kyk wat sê die woord. Vergeet vir 'n oomblik wat jy tradisioneel geleer is en ondersoek die woord. En ek probeer nie weird wees nie, want daar's genoeg weird goed daar buite en ek het al na 'n klomp van hulle geluister, glo my. Maar hierdie is vir die Heilige Gees met my deel, my honger vir die woord en met my intimiteit met hom. Kom ons begin by iets wat Jesus gesê het in Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. En voor ek begin om die vers te verduidelik in die konteks waarmee ons besig is, kom ek verduidelik net gou vir jou wat ek glo dit beteken om jou kruis op te neem. En dis hoe ek glo die Heilige Gees dit aan my verduidelik het. Wat was Jesus se kruis? Kom ons begin daar. Die direkte gevolg daarvan dat hy gesê het, hy is die seun van God. Hy is nie gekruisig oor wat hy gedoen het nie, maar oor wat hy gesê het, wie hy is. Dat hy is die seun van God en daarvoor is hy gekruisig. Wat is my en jou kruis? Ek glo dis dieselfde. Ons vervolging omdat ons sê ons is Christene, omdat ons sy naam dra en verklaar. Omdat ons sê Jesus is ons Heer. Die lag, die spot, die snaakse name, die snaakse kyk, omdat ons nie wil saam syp en saam vloek en saam vuil grappe vertel nie, omdat ons vir almal wil bid en omdat ons glo in 'n God wat nie fisies gesien kan word nie. Jy ken die vervolging, jy weet wat dit is. Ek glo dit is die kruis waarvan Jesus hier praat, wat ons bereid moet wees om op te neem. Ons moet bereid wees om vervolg te word
vir sy naam. Jou kruis is nie die swaar, ondraaglike las op jou lewe waaronder jy elke dag voel jy gaan soek nie. Jesus het self gesê, my las is lig en my juk is sag. Moenie vir die leuen val dat die siekte in jou liggaam is jou kruis wat jy nou maar moet dra nie. Of dat jou huwelik wat meer soos 'n oorlogsveld voel as 'n blessing, dat dit nou maar jou kruis is om te dra en dat vrede en liefde hier op aarde nie vir jou beskore is nie. Dis absoluut 'n snert en moenie sluk aan daai gif en leuns nie. Dis verseker nie wat jou kruis is nie. Jou kruis is vervolging vir sy naam. Maar waarby ek wil uitkom in hierdie teks is dat Jesus sê, volg my. En hy bedoel nie net loop agter my aan nie, maar hy bedoel volg my en doen wat ek doen. Leef soos ek, praat soos ek, doen wat jy my sien doen. Dis immers wat hy van sy verhouding met God gesê het in onder andere Johannes 5 vers 19. Voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen tensy hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. So net soos Jesus gedoen en gesê het wat hy by die Vader gehoor en gesien het, net so moet ons hom volg. Hy is nou ons voorbeeld. Efesiërs 5 vers 1 sê, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. In die Amplified Classic klink hy so, therefore, be imitators of God, copy him and follow his example, as well-beloved children imitate their father. Copy him and follow his example. Waar kry ons God se voorbeeld om te volg? Hoe weet ons wat hy sou doen en wat hy sou sê? Jesus. Jesus is ons voorbeeld en ons is geroep om hom te kopie, om te doen wat hy gedoen het, soos hy dit gedoen het, om ander lief te hê soos wat hy dit gedoen het, om vir ander goed te wees soos wat hy dit gedoen het. So, is dit ooit moontlik? Die skrif sou nie gesê het om dit te doen as dit nie moontlik was nie. Jesus en Paulus probeer nie sarkasties wees nie. Hulle stel nie vir ons 'n doel wat totaal en al onbereikbaar is nie, dan sou die woord onregverdig wees. Maar omdat ons toegerus is met die volheid van die Godheid in ons, volgens Kolossense 2 vers 9 en 10, is dit absoluut moontlik. En ek hoop hierdie prikkel jou om anders te begin dink. Ons gaan môre aan met hierdie gedagte. Here Jesus, dankie vir u woord en dankie vir die amazing prys wat u vir ons betaal het aan die kruis, sodat ons kan terugkom na u beeld en u gelykenis. Dankie dat u ons sondige natuur weggevat het en vir ons 'n ander natuur gegee het. Dat u ons gewederbaar het in 'n nuwe natuur in, wat die totale en alle moontlikheid het om volgens u beeld en u gelykenis te leef. Help ons Here om ons gedagtes te verander tot hierdie waarheid, sodat ons daai metamorfose kan ervaar wat u in Romeine 12 vers 2 van praat, sodat ons kan begin leef soos Jesus. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.